Geseëndes, goeiemôre en Shabbat Shalom van my kant. Frik Weideman op hierdie pragtige oggend groet ek jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua, ons verlosser, ons saligmaker en die Messias wat weer gaan kom. Mense, baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dis weer eens vir my regtig voorreg om met jou te kan gesels rondom die woord van Skepper, lewende God. Mense, ek besef net vanoggend weer eens, Shabbat is 'n besondere dag. Dis 'n heilige dag. Die dag is heilig. Onthou met die skepping, Genesis hoofstuk 2 vanaf vers 2 tot en met 3, het Jahwe die Almagtige, het hy gerus van al sy werk wat hy gedoen het in 6 dae. En op die 7de dag het hy gerus van al sy werk. En hy het hierdie dag, die dag, het hy geseën en geheilig. En vanweë die feit dat jy vanoggend ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel op die 7de dag, op hierdie afgesonderde, heilige en 'n geseënde dag, verklaar ek vandag die seëninge oor jou lewe. Die seëninge ooreenkomstig Jesaja 58 vers 13 en 14, dat jy sal ry op die hoogtes van hierdie aarde. En die mond van Skepper God, Jahwe die Almagtige, het dit gespreek oor jou lewe. En omdat jy Shabbat 'n verlustiging noem, en jy jou voet nie terughou, en normale sake doen op sy dag nie, want die dag is heilig, en wanneer jy jou weerhou van die aktiwiteite van hierdie wêreld, en jou fokus is op hom gerig, en op hierdie pragtige dag bring ek die lof, en die eer en die aanbidding aan hom, die Skepper God van die hemel en die aarde. Die 3 engele roep uit in die boek van Openbaring 14, hy sê, met 'n luid stem, hy sê, keer terug na hom, Skepper God, wat die hemel en die aarde en die volheid daarvan geskep het, die waterfonteine en die riviere en die see en die aarde, keer terug na hom. Wie is dit? Dit is Yeshua, die gesalfde, ons Messias. En vandag keer ons terug na hom. En dit bring 'n opgewondenheid in my binneste. En ek wil sommer net saam met jou op hierdie Shabbat, wil ek my hande ophef om te sê, Abba, Abba, dankie. Dankie dat u met ons bemoeienis maak. Abba, dankie vir u teenwoordigheid. Abba, dankie vir u genade. U het ons deur hierdie week, het u ons beskerm. Abba, u het ons bewaak en bewaar. U het ons weerhou van die onheil, van die pes en die siekte. U het ons kom toevou in die holte van u hand. U vlerk was oor ons gewees. Ons het vertoef in die skaduwee van die Almagtige. Halleluja, man, ek is sommer, daar is sommer 'n opgewondenheid in my binneste. So dankie dat jy vanmôre ingeskakel is by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Wat beteken, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my ruach, so spreek Jahwe die Almagtige. Mense, dis 'n voorreg vanmôre om die woord te kan hê, en ek besef net vanoggend, elke keer wanneer ek die woord vat en ek lees die woord, elke keer, dan sê ek, Abba, ek wil in lyn kom met u karakter. Is my belangrik, so wanneer ek lees, en ek deel dit met 'n groepie mense toe ons in Namibië bedien het, sê ek, mense, die rede dat jy jou woord lees, is dat die woord jou sal leer om in lyn te kom met Jahwe die Almagtige se karakter. Oomblik wanneer ons bid, wanneer ons hande ophef, die woord sê nie bid so nie, die woord sê hef op hande. Wanneer ons my hande ophef na die hemel en ons bid, dan bid ek om in lyn te kom met sy karakter, sodat wanneer ek en jy in hierdie wêreld lewe, dat ons sy karakter gaan uitleef. Mense, die wêreld is op soek na Jahwe. Hulle is op soek na God. En daai karaktereienskappe moet in ons wese wees, en dit moet uitgeleef word in 'n wêreld wat op hierdie stadium verdrink, in duisternis en in ongeregtigheid. En ek wil net vanoggend vir jou vra dat ons in lyn sal kom met sy karakter. Dis hoekom jy die woord lees, en dis hoekom jy bid. Jy kan nie bid heeltyd, Vader seën my, beskerm my vrou, my man, my kinders, my finansies, my toekoms, my deure, my besigheid, dis kan nie. Abba, ek moet in lyn kom met u karakter. Gees van God, lei my in die spore van geregtigheid. Dis die plek waar ons moet wees. Dis ons posisie, mense, dit is belangrik in hierdie laaste dae, dat ek en jy in ons posisie sal inkom. Dis hoekom ek die afgelope ruk, so 2 weke gelede, toe praat ek oor 6 kwaliteite van 'n sterk familie.
Verlede week toe praat ek oor gebroke families. En die rede dat ek hierdie boodskappe bring nou vir Desember maand, ek het begin daarmee in November, is dat wanneer ons in Desember maand, dalk miskien by die see, of in die bosveld, of waar ook al jy jou bevind, dalk doen jy die tuinroete en jy bly by die huis, en jy sny elke tweede dag gras en jy swem by jou eie swembad, is dalk miskien die beste vakansie. Maar hoe dit ook al sê, dat jy en jou familie, mans, vrouens, seuns en dogters, as 'n gesin by mekaar sal kom, gaan kyk, wat 2 weke terug verkondig is op hierdie kanaal, Menorah Tabernakel, 6 kwaliteite van 'n sterk familie. Gaan kyk hoe lyk ons kwaliteite. En ons maak 'n belofte aan mekaar. En ons commit, ons het toewyding in ons familie, in ons gesinsverband, om geseënde seuns en geseënde dogters op te wek in hierdie laaste dae. En verlede week, gebroke families. Hoekom lyk my familie so? Waarmee is ek besig? Vader, kom seën ons. So is belangrik om hierdie periode van Desember maand met hierdie boodskappe te gaan sit, om mekaar in die oë te kyk. My vroue kyk jou in die oë, my manne kyk jou in die oë, my kinders, my seuns en my dogters. Hoe lyk ons familie vir julle? Is ons geseënd? Nee, pappa. Nee, my man. Nee, my vrou. Hoekom nie? Ons het nie die kwaliteite nie. Gemaak tyd. Gaan skryf neer en wees toegewyd. Nommer 1, teenoor die woord. Nommer 2, teenoor mekaar. En nommer 3, teenoor jouself. As ons hier 'n besluit neem, soos wat Josua besluit geneem het, ek in my huis, ons sal Jahwe die Almagtige dien, dan doen ons dit as 'n familie. So bring hierdie boodskappe sodat ons in Desember maand kan gaan kyk, hoe lyk ons families, want mense, ek huil in my hande, want families is stikkend. Ek kry die boodskappe, ek kry die oproepe, ek doen die beradingssessies, ek praat met gesag, ek sê dit net by die meid nie, ek praat hierdie week, praat ek met onderwysers van blanke, kan ek dit kwalifiseer, wit, Afrikaans sprekende skole, laerskool, sowel as hoërskool. Jy gaan in jou hande huil, as jy hoor wat daar gebeur. Jy gaan in jou hande huil, jy het geen idee nie. En dis hoekom ek vandag hierdie boodskap bring, as geseënde seuns en dogters. Hoe kweek ons kinders vir die volgende generasie, wat geseënd en gesond sal wees? Hoe lyk ons seuns? Hoe lyk ons dogters vandag vir jou? Lyk dit asof hulle van die wa af is? Absoluut. Hoekom? Want die ouers is. Die ouers is. As daar 'n boodskap uitkom vir ouers, dan moet daai boodskap af reflekteer na ons kinders toe, na jou kleinkinders toe, sodat hulle kan snap, wat is die woord? Die woord moet oopgemaak word in ons huise. Dit kan nie meer onder die tafel gesit word nie. Hierdie is 'n lig wat bo op die tafel moet wees, as 'n lig in my huis, in my familie. Kan nie bekostig dat hierdie woord onder die tafel lê en hy's vol stof nie. Dit beteken niks. Ek praat vandag met jou oor geseënde seuns en dogters. Maar voor ek daarby kom, ek wil dankie sê. Dankie vir die afgelope 2 weke se boodskappe waar mense deurgekom het en wat gesê het, Frik, baie dankie. Dankie vir die boodskap. Mense moenie my bedank nie, ek bedank die woord. Ek is net die boodskapper. Dis al wat ek is. Ek is net die boodskapper. En ek eer Abba dat ek sy woord mag en kan verkondig. En ek wil juist vanoggend sommer net my lippe salf. Dis die Abba, dat die oordenking van my hart en die woorde wat ek sal uitspreek in lyn sal wees met die woord. Dat ek nie sal afwyk van die woord nie. En dat die woord vandag sy snelle gang sal gaan en dit sal bereik waartoe U dit stuur, sodat ons geseënde seuns en dogters kan wees. Gaan kyk na die kwaliteite van 6 kwaliteite van 'n sterk familie, gaan kyk na gebroke families, gaan meet jou, gaan toets, gaan erken, neem verantwoordelikheid. Dis belangrik om te erken, ek het droog gemaak, om te erken, my familie is disfunksioneel, om te gaan erken, ek het van hierdie kwaliteite, of ek het dit nie, en ek moet hierdie kwaliteite aanleef, of aankleef in my lewe, sodat ons 'n geseënde, sterk familie, gesin, huwelik kan wees. En ek praat vandag met jou oor geseënde seuns en dogters. Maar voor ek daarby kom ons bid saam. Abba, ons hemelse God en Vader, U is Jahwe, die Almagtige. U is die een wat was, en wat is, en wat weer sal kom. Abba, dankie vir hierdie afgesonderde dag, hierdie heilige dag.
Die dag is heilig. U het gesê dat hierdie dag is geseënd en heilig dit. Dat ons nie sal vergeet hoe belangrik hierdie dag is nie. Papa, dis nie die 3de dag of die 4de dag nie, of die 2de dag of die 1ste dag nie. Dis die 7de dag. En ek dank U vandag dat U met ons bemoeienis maak. Dankie vir U gemanifesteerde teenwoordigheid in ons lewens. En my gebed vanoggend is, Abba, vir elke persoon wat ingeskakel is by hierdie Shabbat uitsending, is dat ons sal transformeer ooreenkomstig U karakter. Nie net in ons mense as volwassenes nie, maar ook in ons kinders en ook in ons kleinkinders. En dat ons die woord sal inskerp in hulle lewens en Abba, ons is jammer dat ons dit nie gedoen het nie. Vergewe ons. Ons het nie die kennis nie. Ons weet nie hoe nie. En ons doen goed wat buite U wil is. Abba, help ons. Lei ons asseblief in die spore van geregtigheid, sodat U heilige naam verheerlik sal word. Vader, dankie vandag vir die woord. En my gebed is dat hierdie woord vandag nie net by ons as volwassenes sal kom transformeer nie, maar dat ook by ons kinders sal wees en ons kleinkinders. Dat ons sal verander van swak families na sterk families. Waar daar gebrokenheid is, dat ons geseënd sal wees. Waar ons seuns en ons dogters verlore is, dat hulle sal terugkeer, sal teshuva na U toe, as die ware, lewende, soewereine, heilige Elohim. Dat ons U sal aanbid in gees en in waarheid, en dat U lieflike naam deur alles verheerlik sal word. Abba, dis my gebed, dis my roepe, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Mense, dis 'n voorreg vanmôre om weer met jou te kan gesels, en voor ek hierdie boodskap bedien, wil ek net kom dankie sê. Ek wil dankie sê vir mense wat vir ons bid. Mense wat ons ondersteun, vir boodskap om te sê, Frik en Amelia, ons bid vir julle. Ons waardeer julle. Mense, baie dankie. Ek kom nie by al daai boodskap uit om te sê, baie dankie nie. Ons ontvang geweldige klomp boodskappe daagliks. En ek is dankbaar daaroor. Ek is dankbaar dat Vader 'n familie kom skep. Dat hy 'n kultuur kom skep van heiligheid, van afsondering. Ons kan nie bekostig om deel van hierdie wêreld te wees nie. Ek wil dankie sê vir julle wat vas staan. Dankie dat julle onwrikbaar is, dat julle toegewyd is teenoor Vader se woord, dat ons sy woord belangrik ag, dat ons sy naam sal eer, want sy naam is heilig, sy naam is soewerein. Mense, ek kan nie met jou praat, en ek praat oor my, en ek praat oor my vrou, en ek praat oor my kinders nie. Ek kan nie, ek moet praat oor die lewende God, die heilige van Israel, want ek en jy moet in lyn kom met sy karakter. En ek wil juist vandag met jou praat oor ons seuns en ons dogters wat myns insiens verlore is. Daar's hier en daar, en dis regtig sporadies. Ek het die afgelope rukkie, so 'n paar dae terug, het ons bedien in Namibië, en daar was pragtige seuns en dogters gewees, wat opstaan vir die waarheid. In Suid-Afrika, waar ons kom en waar ons bedien, kom daar jong manne. Ek praat van 12, 13 jaar oud man, wat 'n verskil wil maak. Seuns en dogters. My hart is opgewonde oor daai kinders wat 'n verskil wil maak, maar my hart is ook seer vir die 80% wat net eenvoudig nie 'n saak het nie. Ek kry 'n boodskap by 'n ouma wat vir my sê, Frik, bid asseblief my kleinkind, hy's 16 jaar oud, hy is elke naweek besope, hy vloek ons onder die rok, hy gaan te kere, hy's 'n hooligan, ons praat met hom, ons sê vir hom, my kind, lees die woord, hy stel nie belang nie, want papa en mamma stel nie belang nie. Dan bid ek vir daai ouma, dan huil daai ouma. Ons het mekaar nodig. Ek dank Abba vandag vir die liggaam wat by mekaar kom as like-minded en right-minded. En my gebed vandag op hierdie Shabbat is dat ons in die stroom sal staan van lewende waters. Mense, daar's 3 fases in ons lewens. Nommer 1, daar is die kindersfase, dis is van geboorte tot die ouderdom van 12. Dan is daar die tiener of die jong fase, die jong volwassenes, dit is van die ouderdom 13 tot en met 19, en dan volwassenes na die ouderdom 20 en op, en ons lees dit in die Torah. So dit is belangrik om hierdie goed vandag met jou te deel, maar ek wil vandag met jou praat oor geseënde seuns en dogters. Is dit jou begeerte? Oupa en ouma, julle wat ingeskakel is vanoggend, is dit jou begeerte vir jou kleinkinders,
om 'n geseënde seun te wees, geseënde dogter te wees, pappa en mamma, julle wat kinders het, dat julle kinders om die tafel sal sit, as olyfbome en hulle sal opgroei soos die seders van die Libanon. Ek hoop julle sit nog by 'n tafel. Ek hoop wanneer julle eet is die televisie af en julle eet weer by 'n tafel en na die tafel ete, dan maak julle die woord oop en julle lees daaruit om julle kinders in te skerp met die woord van Skepper God. Jy kan nie glo. My kleinkinders bly nou by ons saam met ons kinders en wat 'n voorreg. Ja, dis 'n voorreg. Ek kan nie wag in die aand as ons klaar geëet het aan die tafel. Niemand se telefoon is naby nie. En dan sit op my tafel en ek sê, "Oké, oukies, gaan haal vir oupa die boek van die lewe. Ons gaan daaruit lees." Dan hardloop hulle. Hulle hardloop. En ek leer hulle woordjies. Hulle is 6 jaar oud en hulle is 4 jaar oud. Hulle weet al wat is Ruach HaKodesh. Hulle bid in die naam van Yeshua. Hulle gebruik die woordjie Halleluja. Hulle sing die seëninge in Numeri hoofstuk 6 vers 24 tot 27. Hulle sing hom in Hebreëus voluit. Hulle sing nog 2 of 3 ander Hebreëse liedjies. Hulle weet wat dit is om heilig te lewe. Hulle is 4 jaar oud. 6 jaar oud. Jy sal hulle nie oortuig om 'n unicorn te koop as 'n geskenk nie. Glad nie. Jy sal hulle nie oortuig om 'n kledingstuk te koop met iets opgeprint soos 'n unicorn of 'n vleermuis of Batman of Superman nie. Jy gaan nie. Hulle gaan vir jou sê nee. Hulle gaan vir jou sê Kersfees. Tannie, oom, oupa, ouma. Kersfees is dit die put van die hel. Hulle gaan dit vir jou sê. Hulle is 4 jaar oud man. Hulle is 6 jaar oud. Hulle doen dit nie. Hulle verwag niks oor Kersfees nie. Al hierdie ander kindertjies, hulle weet wat is die waarheid. Hulle ken Shabbat Shalom. Hulle weet wat dit is oor Pesach. Hulle gebruik die woordjie Pesach. Hulle weet oor Sukkot. Kom ons by mekaar. Hulle ken die feeste. 4 jaar oud. 6 jaar oud. Hulle ken die feeste. Ek roep hulle as 'n heilige jong man, as 'n heilige jong vrou voor die aangesig van Skepper God. Dis geseënde seuns en dogters. So baie saam met my asseblief na die woord, na die boek van Efesiërs hoofstuk 6 vers 1. Halleluja. En as jy hom gekry het, dan sê jy halleluja, ek het hom. Efesiërs hoofstuk 6 vers 1. Ag, ek wil sommer net dankie sê vir groepies wat by mekaar kom op Shabbat en na die boodskap kyk en ons huisgemeenteleiers, ek salieer julle vandag. En ek sê vir julle baie dankie vir die feit dat julle julle huise oopstel vir mense om in te kom, om te fellowship op Shabbat. Dankie daarvoor. Goed, het ons hom, Efesiërs 6 vers 1. Kinders, Frikkie, is jy nog 'n kind? Absoluut. Maar jou haarkleur wys dit nie, nee, ek is nog 'n kind, ek is 'n kind van die Allerhoogste. So Efesiërs 6 vers 1. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. So wanneer 'n kind dan nie gehoorsaam is aan die ouers nie, is hulle met ander woorde ongelowiges. En wat is hulle uiteinde? Verderf. So kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van Elohim vereis. Want dit is die wet van Elohim. Met ander woorde, dit gaan terug na die Torah toe. So gehoorsaamheid is nie 'n Nuwe Testamentiese ding. Dis nie 'n vreemde ding nie. Dis nie 'n nuwe konsep nie. Dit bestaan nou al jare. Hy sê dat as julle gelowiges is, sal julle ouers gehoorsaam. Ja pappa, nee pappa. Asseblief en dankie. Kan ek, mag ek? Dis nie net van jy maak en doen wat jy wil nie. Hier is protokol, hier is dissipline, vers 2 van Efesiërs 6. Eer jou vader en jou moeder, dit is 'n belangrike gebod. En daar is 'n belofte daarby, vers 3. Hier is die resultaat van vers 2. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op hierdie aarde. So nommer 1. As gelowiges, wees gehoorsaam aan jou ouers. Ouers, as gelowiges, wees gehoorsaam aan julle hemelse Vader. Want die oomblik ouers, wanneer jy gehoorsaam is aan ons hemelse Vader, sal dit afdruk, as ek dit so kan uitdruk, na jou kinders en jou kleinkinders. En dan sê die woord, hy sê, en wanneer julle dan gehoorsaam is, eer jou vader en jou moeder, sodat dit met jou goed mag gaan, al die dae van jou lewe, en dat jy mag lank lewe in die land wat Vader vir jou kom gee.
En mense, dit is my gebed vandag. Dit is my boodskap vandag. Dat ons as gelowiges gehoorsaam sal wees aan ons ouers en ook so aan ons hemelse Vader. En dit sal 'n afdruk sal wees van die ouers na die kinders. Ongehoorsame kinders, ongehoorsame ouers. Dit is hoe dit is. Gaan kyk maar. Mense, en hierdie is 'n belofte. En hierdie belofte sê, dit sal met jou goed gaan. Dit beteken, ek en jy het 'n begeerte, dat dit met ons kinders goed sal gaan in alles wat hulle doen. Met ander woorde, geseënde seuns, geseënde dogters. So wat is die eienskap vir 'n geseënde seun en dogter? Nommer 1, as gelowiges. Nommer 2, gehoorsaam te wees. Respekteer mekaar. Wees aan jou ouers gehoorsaam. Hy sê, en dit is 'n gebod. Dis 'n belofte wat ons gaan kry. En die resultaat is, dat dit met daardie kinders sal goed gaan. Hoeveel keer het jy nie al gebid vir jou kinders nie? Abba, ek bid dat my seun geseën sal wees. En dat my dogter geseën sal wees. Goed, papa, hoe lewe jy voor die aangesig van God? Mama, hoe lewe jy voor die aangesig van God? Wat verwag jy van jou kinders om te leef voor julle aangesig in die huis? As gelowiges of ongelowiges? En dis die belofte. Dis 'n belofte dat dit met jou sal goed gaan, omdat julle die regte ding doen. So hierdie ding kom van bo af voor. Ander woorde, dis Jahwe die Almagtige. Dan papa en mamma, papa, jy moet in jou posisie kom. Dan papa en mamma gehoorsaam aan Jahwe, gehoorsaam aan die woord, gehoorsaam onder die leiding van Heilige Gees, en dan kom die kinders. Dan is dit maklik vir die kinders om onder papa en mamma se gesag in te kom. Maar dit help nie ons rook en ons suip en hoer en remoer en ons verwag die kinders moet kuis wees nie. Hulle gaan vir jou sê nee. Ons luister nie met hierdie goed nie. Ons luister met dit wat ons sien. Hoe julle optree, gaan ons optree, want ons is julle afdruksel. Selfs wat Yeshua vir die Fariseërs en die Sadduseërs gesê het. Hy sê vir die volk, hierdie ouens, julle doen presies wat hierdie ouens vir julle sê om te doen, maar julle doen nie wat hulle doen nie. Julle moenie rook nie, julle moenie drink nie, julle moenie snyf nie, julle moenie dit nie, julle moet nie buiteegtelike verhoudings nie, moenie voorhuwelikse gemeenskappe hê nie, weerhou jou van drank, weerhou jou van alkohol, weerhou jou van die ongeregtigheid van hierdie lewe. Dit is wat ons vir julle sê, maar papa en mamma doen dit. Dit skep ongelowige kinders. Bewys respek aan jou ouers. Dan gaan ons vir die kinders sê, sien julle oom Frik sê, julle moet ons respekteer. Julle moet papa en mamma respekteer, en daar's baie enkel ouers wat na hierdie boodskap kyk, wat dit moeilik het, want 'n mamma moet die rol vervul van 'n papa en 'n mamma, en 'n enkel papa moet die rol vervul van 'n papa en 'n mamma. Dis moeilik. Wie wat is my hartseer? Ons het 'n gelofte gemaak in Desember 1838 aan 'n lewende God. As hy ons sal beskerm en hy ons sal bewaar van hierdie vyand, dat ons 'n dag sal uitroep en vir hom 'n huis sal bou. En dat ons hierdie dag sal hanteer soos 'n Shabbat. Dit is belangrik. Dit was nie 'n politieke oorlog nie, dit was 'n donker ligoorlog, 'n koninkryk duisternis oorlog gewees. En daai gelofte het ons afgewater. Ons maak 'n selfde belofte, streep gelofte met ons huwelike. En elke keer staan ons voor die lewende God, Jahwe ons Elohim, en sê, yes, ons maak 'n belofte om getrou te wees aan hierdie vrou, om getrou te wees aan hierdie man. En wat doen ons? Ons het tweede en derde en vierde buiteegtelike verhoudings. En ek wil vandag sê, sies man, hoe sterk is jou gelofte en belofte wat jy gemaak het aan die lewende God, maar jy verwag jou seuns en jou dogters moet geseën wees. Sies. En ons skei, dan sit skei hier en trou weer daar. Ek is nog nie eens klaar hier geskei nie, dan trou ek alweer. En as ek nog nie eens klaar getroud nie, dan voeter ek alweer rond saam met 'n ander vrou of 'n ander man. Dis wat gebeur. Mense, ek kry die oproepe, maar ek verwag ons kinders moet geseënd wees. Hulle moet dan sien wat papa en mamma doen, en dit wat ons nie doen nie, of dit wat ons doen, dat hulle dit nie moet doen nie, of dalk dit doen. En ons bid vir ons, en ons bid tot Vader, Vader, seën my kind, seën my seun en my dogter, maar ek is betrokke met 'n buiteegtelike verhouding. Hoe op aarde werk dit? Bewys respek aan ouers. Ouers, wees respekvol in jou handel en jou wandel, en ook teenoor jou kinders, want dis 'n tweerlei verhouding. Dis 'n tweerlei verhouding. Dit is die regte ding om te doen, om respekvol te wees teenoor my kinders en teenoor jou ouers,
maar belangrik teenoor Vader om te wandel 'n lewe van geregtigheid. Dan kweek jy geseënde seuns en dogters. As jy so wandel, dan reflekteer dit 'n lewe van geregtigheid en om die regte ding te doen in terme van morele standaarde. Morele standaarde. Ons voete rond met ander vrouens en ander mans, mense en met Facebook en met pornografie op ons rekenaars. Dit is boos in ons huishoudings, maar ons verwag om geseënde seuns en dogters te hê. Die probleem lê by ons as opvoeders. Daai kinders gaan in lyn kom as ons 'n lewe hê van geregtigheid en regverdigheid en om dit te doen wat reg is. Dit leer kinders om in harmonie te kom in terme van familiewaardes. Dit leer kinders om in eenheid te staan met pappa en mamma, want pappa en mamma is in eenheid. Shabbat bring eenheid. O nee, Frik, jy verstaan nie, in ons huis is die man, hy sê nee, ek wil nie Shabbat nie. Ek hoor nou in die week 'n boodskap waar iemand vir my sê, my man gaan nie my kinders blootstel aan Shabbat nie. Maar my man drink saam op 'n Vrydag aand saam met my kinders. Hy stel hulle eerder bloot aan die afgodsgees Baggas. Nou is daar hierdie stryd. Hoe lyk die kinders? Is die kinders geseën? Nee. Want pappa en mamma is nie in harmonie nie. Maar ons bid vir geseënde seuns en dogters, maar ons is nie in harmonie nie, want daar is nie eenheid nie. So kinders weet nie wat dit is om in eenheid te staan nie, want kinders manipuleer pappa met mamma en mamma met pappa. En hulle is die beste manipuleerders, want hulle verstaan nie harmonie, en hulle verstaan nie eenheid, nommer 1 met vader, en nommer 2 met mekaar, en dit is 'n afdruksel na my kinders toe nie. Ons verstaan dit nie. En wanneer jy dit reg doen, op 'n Bybelse protokol manier, sodat Vader se heilige naam deur jou as familie verheerlik sal word. Ek in my huis, ons sal hom dien tot in lengte van dae. Julle kan die afgode gaan dien vanaf die Efrates tot wherever, maar ek in my huis, ons het besluit, ons het gaan kyk wat is die eienskappe van die kwaliteite van 'n sterk familie, en ons is toegewyd om dit te doen en deur te voer, sodat ons lewens kan verander. En wanneer kinders dit sien, is dit 'n refleksie, en dit bring gehoorsaamheid by kinders, dit bring harmonie by kinders, dit gee rigting, dit gee sekuriteit aan kinders, en hulle het 'n fondasie van waarop hulle kan werk. Dan skep jy 'n geseënde seun en 'n dogter. Gehoorsaamheid is om dit te doen, nommer 1, as 'n gelowige teenoor Vader, en nommer 2 teenoor my ouers. En dan my ouers teenoor Vader en my kinders. Ons baie keer wat my kinders my sê, papa, nee, ek stem nie saam nie. Dit is wat ek. Dan sê ek, wie wat my seun, jy's reg. Jy's reg. Ek het nie daaraan gedink nie. Dit is belangrik om erkenning te gee. Dit is belangrik. Ons kan nie altyd reg wees nie. Ons kan nie. Ons is nie God nie. Ons maak foute. Ons is afhanklik van Vader. Die punt wat ek wil maak is, eer en respek is tweerigting. Ons moet dit bewys teenoor Jahwe die Almagtige. Jou kinders moet dit bewys aan jou. As hulle dit nie by jou sien nie, vergeet dit. Onrespekvolle ouers, onrespekvolle kinders veroorsaak emosionele wonde by kinders en ook so by ouers. En mense, dit is 'n oop hek. Dis 'n merker op jou sielsdimensie. Dis 'n merker wat trauma skep by kinders en by ouers. En daai merker is 'n oop hek wat die vyand die wettige reg gee om in te kom in jou familie en in jou gesin, om te kom steel en te slag en te verwoes. Stop daarmee. Ek wil gou met jou praat oor kinders, die ouderdom tussen 0 en 12 jaar. Ek het die fout gemaak, en ek dink baie mense maak die fout. Ons druk ons kinders vir opleiding en opvoeding. Ons druk ons kinders om rugby te speel, om cricket te speel. Ons druk daai seuns en dogters om netbal te speel, atletiek byeenkomste. Hulle moet perform. Hulle moet akademies met hulle uitstyg wat ouers nie kon bereik het nie, moet my kinders bereik, sodat ek daarom vir my familie kan wys, my kinders is gesalfde en geseënde kinders, maar ek spandeer geen aandag aan hulle karakter nie. Dis punte, dis akademie, want ek wil brag en ek wil trots wees op my kinders, niks fout daarmee nie. Maar watter aandag spandeer ons in ons kinders se karakter? Wat belê ons in ons kinders
in terme van die woord. Wat beleer ons in ons kinders? Hoe leer ons kinders om die karakter van Jahwe die Almagtige aan te kleef? Nee, dis skolastiese punte, dis prestasies, dis kuns, dit is wiskunde, dis musiek, dis sport, dis rugby, dis 1000 dinge, behalwe om 'n karakter te skep. En ons maak ons kinders groot, van 0 tot en met 12 jaar. Dis die groot word. Met ander woorde, waar is die fondasie? Waar is die rots? Die oomblik toe, 'n paar jaar gelede, toe haal hulle die woord uit die skool uit. En ek het dit al gesê op een of ander boodskap. Toe is daar up and arms, toe is daar oorlog in Suid-Afrika. Die ouens trek petisies op en hulle skryf briewe en hulle het 'n klomp teestand wat hulle bied, want hoe kan ons dit nou toelaat? Wie wat het eintlik gebeur? Ons het eintlik die staat die reg gegee om ons kinders op te voed geestelik deur die skool. En ons los ons kinders by 'n kerk en ons sê, okay pastoor, jy en jou span, julle moet my kinders opvoed. Maar by die huis gebeur daar niks. Niks nie. So dis die skool se verantwoordelikheid en dis die kerk se verantwoordelikheid. Met ander woorde, dis die staat se verantwoordelikheid en dis die kerk se verantwoordelikheid. Dis waar ons was. En nou word dit onttrek uit die skole uit. Die kerke gaan ten minste nog aan. Ek weet nie wat die kerke alles verkondig nie, maar die kerke gaan nog aan. Maar die woord, die opening, dit vind daarom nog plaas in baie skole en ek salieer daai onderwysers en die skoolhoofde daarvoor, maar die groot beweging was, kom ons haal die woord uit die skole uit. Want ons is nou 11 geregistreerde landstale en ook kulture en nou moet jy alle kulture en alle groepe en alle volke en alle nasies moet jy akkommodeer. En wat skep dit? Absolute anargie. Dis chaos. En nou haal ons die woord uit. Toe sê ek nogal vir my vrou Amelia, ek sê my liefie, wie wat, ek dink is 'n goeie ding, hè? Ek dink dit sal die ouers in staat stel om dan in die aande of in die oggende dan die woord te vat en hulle kinders in te skerp. Ek het 'n toets gedop. Toe gebeur dit nie. Want ouers het nooit daai posisie. Nie alle ouers nie, die ouers wat dit wel gedoen het, sal leer ja. Maar die ouers, meeste van die ouers, 80% het dit nie gedoen nie. Weet jy hoekom nie? Want hulle het nie 'n verhouding nie. Kom ek lees hom weer vir jou. Hierdie is baie belangrik. Hy sê kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam. En dit was nie so gewees nie. Met ander woorde, ek kon sien toe ons in die gemeente gehad het in Benoni, en ek sien wanneer ek by groepe is, wanneer ons groepe bedien in Suid-Afrika, en dan kom kindertjies, hallo oom Frik, hoe gaan dit? En dan praat ek bietjie met my kind, dan kom ek agter, hierdie kind weet niks nie, want die ouers weet niks nie. Hulle weet niks. Skole moet die woord van God weer terugbring, want dit gee ten minste die grondslag. Nou dat dit nie meer daar is nie, nou moet die ouers daai rol vervul, nou moet die ouers daai woord vir die kinders inskerp. Doen die ouers dit? Nee. Maar wat is ouers se gebed? Abba, seën my seun, seën my dogter. Ek soek 'n geseënde seun en 'n geseënde dogter. Ons bid dit, maar ons doen dit nie. Ouers is nie in 'n plek nie, hulle is nie in hulle posisie nie. So waar's die huisgodsdiens? Elke aand, mense, elke aand sit ons by 'n tafel. Dan is die telefone af. Ons spandeer tyd met mekaar. Ons kyk mekaar in die oë wanneer ons gesels. Ons vat die woord, ons lees daai uit. Wie wat is my interessant? My kleintjies. En ek het die voorreg dat my kleintjies by ons woon. En hulle gaan al die woord. Hulle kan nie wag om die woord te lees. Ons maak dit natuurlik vir hulle interessant en ons maak dit vir hulle lekker, maar dis huisgodsdiens. My kleintjies weet. Hulle weet wat dit is. Hulle ken nie die goed. Hulle weet waaroor dit gaan. Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en die vermaning van Jahwe die Almagtige. Voed hulle op in die tug van, met ander woorde, leer jou kinders die Torah, leer jou kinders die instruksies van Vader se woord. Die eerste 5 boeke van die Bybel is die fondasie, en die oomblik wanneer jou kinders dit leer, en jy doen dit, papa en mamma, dat jou kinders kan sien dat jy as 'n gelowige is gehoorsaam aan jou hemelse Vader, dan is dit vir hulle maklik om gehoorsaam te wees aan papa en mamma, want dis 'n afdruksel van jou verhouding met die lewende God. Dis 'n afdruksel.
Spreuke 22 vers 6. Gee leiding aan 'n kind voor 12. 'n Kind is met ander woorde voor 12. 'n Tienerstadium net voor volwassenheid is van die ouderdom 13 tot 19 en volwassenheid die ouderdom van 20 plus. Dis volwasse. Met ander woorde, wanneer jy die woord lees en daar staan gee leiding aan 'n kind, dan beteken dit voor die ouderdom van 12. Gee leiding aan 'n kind oor hoe hy of sy moet leef en hy of sy sal ook as hulle oud word nie daarvan afwyk nie. Mense, ek wens ek kan jou al die stories vertel wat ek daagliks ontvang van mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld. Reg oor die wêreld, Namibië, oor wat in huishoudings aangaan, waarmee kinders besig is, waarmee ouers besig is. Daar's net nie 'n saak nie. Daar's 'n draak my nie agtigheid by ons ouerhuise, by ons families. Mense, dit kan nie so aangaan nie. Dit kan nie. Dis hoekom ek hierdie boodskappe bring. 6 kwaliteite van 'n sterk familie, gebroke families, geseënde seuns en dogters. Volgende week, as Vader my lewe spaar en ons kan dit doen, dan wil ek praat van gebrokenheid na geseënd. En dis 4 boodskappe wat ek wil hê dat jy met jou kinders gaan sit oor die periode van Desember. Spandeer tyd, praat met mekaar, kyk mekaar in die oë, neem erkenning, my kind, my seun, my dogter, papa's nie in plek nie, bid vir my, mama's nie in plek nie, of ons is in plek, maar kinders, julle is nie in plek nie. Maar ons is 'n familie, ons neem 'n kwaliteitsbesluit om toegewy te wees aan die woord. En die woord sê hier, gee leiding aan 'n kind. Deur wat? Om hom te leer die Torah, die instruksies van ons hemelse Vader, en wanneer hy oud word, sal hy of sy nie daarvan afwyk nie. Spreuke 23, vers 13 tot 14. Hou hierdie ene, hou die tug nie terug van die seun nie. As jy hom met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Jy sal hom wel met die roede slaan, maar sy lewe van die doderyk red. Ek wil vandag klink klaar, ek sê dit op die lig. Mense, julle ken my, ek praat reguit. Oom Frik praat reguit. Die ding van ek maak my kind sielkundig groot is nonsens. As jy vir daai mannetjie of daai dogtertjie sê, nou het julle genoeg. Dis nou klaar. As julle dit weer doen, gaan julle boude brand. Julle moet dit nou weet. En as daai kind dit weer doen, dan met die boude brand. Nee, moenie daai kind verwoes en mishandel nie. Trek hom oor die skoot. Wiks daai boutjies. Die woord sê, hou die tug nie terug van die seun nie, en as jy met die roede slaan, sal hy nie sterwe nie. Mense, onthou julle in elke kombuis, ook in ons kombuis, het daar 'n paplepel gehang, of iets wat jy 'n plak met die naam van moeg gepraat, of kom reg, of daar's 'n klomp name, daar's nogal verskeidenheid van name gewees, maar in elke kombuis, nee, daar's so 'n plak gehang, of 'n paplepel, of iets in daai lyn. Nou, in ons huis was daar die rooi beld. My maat, as jy die rooi beld, as my pa die rooi beld genaam het, jy weet, nou gaan jou boudel lyk soos 'n driving. Hy gaan so loop. Dan moet jy weet, nou het jy moeilikheid, my maat, nou het oupa, nou het my pa genoeg gepraat. En ek was so gewees. Ek sê, manne, dis die laaste keer. Papa praat nou nie weer met julle nie. As ek weer moet praat, gaan ek 'n boudel fiks. Julle moet weet, en as hulle dit weer doen, en jy los hulle weer, dan verbreek hulle net hulle parameters. Hulle gaan met jou speel, hulle gaan jou manipuleer. As jy gesê het, die volgende keer gaan ek julle boude wiks, dan doen jy dit. Jy stel nie weer uit nie, jy skep 'n wanpersepsie by daai kind. So, jy sal hom wel met die roer slaan, maar sy lewe sal van die doderyk gered word. Die rede dat ons kinders so lyk, is omdat ons hierdie goedjies wil sielkundig groot maak. Daar's plek daarvoor, sê jy daar's nie plek daarvoor nie, maar mense, die woord is baie duidelik. Hy sê in Spreuke 13 vers 24, hy wat die roede terughou, haat sy seun. Hy wat die roede terughou, haat sy seun. Ouers, daar's 3 belangrike dinge om geseënde seuns en dogters te kweek. Skryf neer. Nommer 1. Sterk in die gees. Maak jou seuns en dogters groot. Sterk in die gees. Frik, hoe doen ek dit? Help my. Want nommer 1 moet jy dit doen. Nommer 1 moet jy die voorbeeld stel. Nommer 1 moet jy in gebed ingaan dat jou kinders kan sien jou afhanklikheid van Jahwe die Almagtige. Die feit dat die gees van God my en jou lei in die spore van geregtigheid, dit is wat jou kinders wil sien.
Daarom voor my kleintjies, voor my kinders bid ek om te sê, Abba, my afhanklikheid is by U en by U alleen, nie by myself nie. Ek maak nie staat op die sisteem nie, Abba, ek maak staat op die bron, dis U, en dat die woord nooit uit my mond sal wyk nie. Ek doen dit, my kleintjies sien dit, my kinders sien dit. Ons moet geseënde, sterk seuns, sterk dogters oprig. Frik, hoe doen ek dit? Nommer 1, leer jou kind die gebooie, die insettinge van Skepper God, die Heilige van Israel. Dan sal jou kind sensitief wees vir die inspraak van Ruach, die Heilige Gees. Leer jou kind dit. Vertel jou kind, wat is die gebooie? Vertel jou kind van Shabbat. Leer jou kind is die teken. Leer jou kind wat is reg en verkeerd. Leer jou kind wat is rein en onrein. My kleintjies gaan onmiddellik vir jou sê, as jy hier aankom met 'n kledingstuk van 'n Batman of 'n Spider-Man of 'n unicorn, gaan hulle vir jou sê, dis demonies, hulle wil dit nie hê nie. Moenie met my kleintjies 4 jaar en 6 jaar, moenie met hulle kom met Kersfees nie. Hulle gaan vir jou uithaal. Hulle ken van Pesach, hulle ken van Sukkot, hulle ken van Shavuot, hulle weet, hulle sing Here weggegaan, Vismarech Adonai, ja Adonai, Vismarecha, hulle sing daai liedjie voluit. Hulle is 4 jaar oud en hulle is 6 jaar oud. Leer jou kind die gebooie en die verordeninge van Elohim en jy maak hulle sensitief vir die inspraak van Ruach HaKodesh op hulle lewens. Tweedens, spandeer tyd met hulle met die woord. Dis hoekom Shabbat so belangrik is. Spandeer tyd, lees die woord op Shabbat. Lees dit elke aand, maar in besonder op Vrydag-aande en op Saterdag, die 7de dag. Leer jou kinders, spandeer tyd. Ouers, mamma en pappa, leef die woord. Moenie net praat nie, leef die woord. Ouers, maak die woord 'n leefwyse in julle huis. Maak die reëls vas met jou kinders. Maak dit vas, die ouens, op 'n 7de dag, Shabbat. Kom ons so laat by mekaar, ons gaan eers saam bid. Ons vat hande, ons bid. Salf jou seun, salf jou dogter. Ek het talit en ek het sulke mantels wat ek oor my kinders sit. En ek salf hulle met daai mantels. Ek sê, ek sit 'n mantel oor jou skouers van vasberadenheid. Ek sit 'n mantel oor jou skouers dat jy God sal vrees. 'n Mantel oor jou skouers van geregtigheid. My kind, dat jy in geregtigheid sal wandel. My kleintjie, jy's heilig vir Ja, die Almagtige. Ek maak jou toe met 'n mantel. My kleintjie van 4 jaar, oupa maak jou toe heilig aan Ja. Heilig aan die verbondsgod, Jahwe die Almagtige, die Skepper God van hemel en aarde. Maak die reëls vas met jou kinders. Met ander woorde, skep daai sekuriteit, skep daai orde. Wees duidelik in jou opdrag. Duidelik. Jou kinders moet jou nie misverstaan nie. Dis die eerste punt. Die tweede punt is, vul jou kinders met wysheid. Gaan lees Spreuke hoofstuk 4. Gaan lees sommer die hele gedeelte. Dis sommer vanaand. Lees Spreuke hoofstuk 4. Met ander woorde, leer jou kinders om Elohim se perspektief aan te kleef en wat vir hom belangrik is. En leer hulle wat is geregtigheid. Mense leer hulle die woordjie geregtigheid, regverdigheid en reg. Leer hulle dit. As jy dit nie weet nie, gaan ondersoek dit. Gaan maak seker jy verstaan wat beteken geregtigheid, wat beteken regverdigheid en wat beteken reg. Leer jou kinders wat is Elohim se perspektief in hulle lewens. Want Romeine hoofstuk 2 sê, hy sê, ek sien julle het hierdie ywer om Jahwe die Almagtige te dien, maar julle het nie die kennis nie. Nou skep julle julle eie geregtigheid. My kind, jy kan nie, want pappa was daar, pappa het verkeerd opgetree. Jy moet sy geregtigheid najag en hom dien op sy perspektief, nie wat die kerke jou geleer het nie. Wys hulle in die woord. En dat jy as ouer daai bewyse uitleef. Met ander woorde, voor jy by jou kind uitkom, maak seker jy leef die woord ooreenkomstig. Jakobus 1:22, Jakobus 1:23, 24, 25. Gaan lees dit. Maak seker jy doen dit. Want help nie jy sê vir hulle moet dit doen. O nee, julle moet nie rook en vloek en hoer en na pornografie en daai goeders kyk nie, maar pappa, mamma kyk dit. Jy kan nie. Jy moet dit leef wat jou kinders sien. Jou kinders leer nie met hierdie goed nie. Hulle leer met hierdie goed. As jy 'n geseënde seun en 'n dogter wil kweek vir 'n generasie, mense, breek die vloek in jou generasie.
Moenie wag vir die volgende generasie nie. Breek jy vandag daai vloek van 'n gebroke familie, gebroke gesinne, breek daai vloek. Wees toegewyd in jou benadering om Vader te eer en te respekteer, sodat daai gees sal afdruk op jou kinders en jou kleinkinders. Dan skep jy geseënde seuns en dogters. Halleluja! Wees nederig en opreg voor jou kinders, wanneer dit kom in aanbidding, wanneer dit kom om hom te dien in gees en in waarheid. Wys vir hulle jou afhanklikheid by hom. Wys vir hulle dat die woord is die kompas van die lewe. Wys hulle dat die gees van God lei ons in die spore van geregtigheid. Die Ruach rig ons en stig ons in lyn met sy karakter. Leer jou kinders dit. Wees 'n sprekende voorbeeld. Wees nederig en opreg voor Jahwe die Almagtige, dat jou kinders kan sien waar lê jou bron, waar lê jou sukses, waar lê jou oorwinning. Op so 'n manier kweek jy 'n geseënde seun en 'n geseënde dogter. Hulle moet kan verstaan wat dit is in terme van afgodery en afsondering. Hulle moet weet wat dit is om heilig te leef en onheilig. Hulle moet verstaan wat is heilig en onheilig, wat is rein en onrein. Hulle moet dit verstaan. Hulle moet weet wat is belangrik vir Vader. Leer hulle Levitikus 23. Wat is die afsprake wat Jahwe ons Elohim met ons het, en kom dit na. Moenie net sê nie, kom dit na. Wys hulle as 'n sprekende voorbeeld. Halleluja. Nommer 3. Wees hard op die reël en sag op die mens. Hard op die reël. My kind, jy weet mos, dis Shabbat. My vrou, my man, ons kan ons nie die goeders doen nie. Ek kan nie gaan diesel en gooi my bakkie nie. Wees genadig teenoor mekaar. Vertel jou kinders. Spandeer tyd met hulle. Vertel jou kinders en jou kleinkinders. Sê vir hulle hoe die godsmanne, hoe het Abraham gefunksioneer, hoe het Noag gefunksioneer. Ons begin by Noag. Noag en Abraham en Moses en Isak en Jakob en David en Daniel en Gideon en Safanja en Nehemia en gaan vertel hulle hoe en kweek by hulle daai godsman, godsvrou soos 'n Rebekka. Gaan kweek dit by jou kinders. Sê hy, hier is die eienskappe. My kind, hier is die eienskappe. Ek leer my kleintjies om hulle hande op te hef. Hulle sê, hoekom moet ek my hande, die skool leer my so? Ek sê, nee, daai is biddende handjies, my kind. Dit is 'n gees van armoede. Moenie biddende handjies nie. Moenie daai. Ek sien mense stuur op my hierdie emojis van biddende handjies. Weet jy wat beteken daai biddende handjies? Mense, dit is glad nie in die woord nie, hoor. Glad nie in die woord. My kindertjies, hulle sit so. Ek sê, nee, oupa sê nee, die woord sê, hef op heilige hande. Hef op julle hande na die heiligdom en loof Jahwe, en loof Jahwe. Hef op julle hande, my kinders, hef op julle hande. Heilige hande na die hemel. Dit vorm 'n tregter. En wanneer Vader ons seën, dan vorm ek mos 'n tregter, dat ek niks sal verloor nie, dat ek die volheid van sy gees in my lewe sal ervaar. Gaan vertel jou kinders van die godsmanne en die godsvroue in die woord, en leer hulle om daai karakters na te streef, soos wat dit in die woord vir ons is. Leer hulle om sulke mense te wees, want ons is nie, ons sukkel. Berei jou kinders voor om 'n atmosfeer veranderer te wees. Met ander woorde, as hulle by 'n vertrek instap, moet die atmosfeer verander. Heiligheid. Leer hulle om so Samuel 'n heilige vrees te hê vir Skepper God. Dat wanneer hulle by 'n groepie instap, dat daar 'n verandering sal wees, want hier kom 'n man van God, hier kom 'n dogter van God, 'n seun van God, 'n dogter van God. Leer hulle dit. Om invloed te hê van wie die opregte dien van Jahwe die Almagtige, en jou kind sal geseën wees. Leer hulle om soos 'n Josua te word, dat waar hulle sal wees, dat die lewende God met hulle sal wees, en waar hulle sal kom, dat hulle guns sal geniet by Jahwe die Almagtige en by die mens. Leer hulle dit. Leer hulle om 'n invloed te hê, om leiers te word van môre. Nommer 1 in die gees. Soek die koninkryk van Elohim heel eerste en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Alles. 3 belangrike eienskappe. Gepas dit vandag toe. Hier kom die instruksie in Efesiërs 6 vers 4. Voed hulle op in die dig en vermaaning. Dis 'n instruksie. Dis nie opinie nie, dis 'n instruksie. Voed hulle op in die dig en vermaaning van die lewende God. Dis 'n instruksie. En dit sluit aan by Deuteronomium 4 vers 9. Blaai gesoek toe. Dis in die Ou Testament. Deuteronomium is deel van die Torah. Hoor gou wat sê die woord. Deuteronomium 4 vers 9.
Pas net op. Pas op. En wees baie versigtig om solank julle leef, nie hierdie dinge wat julle gesien het, te vergeet of te verontagsaam nie. Julle moet dit alles vir julle kinders en julle kleinkinders inskerp. Die gebooie, die instruksies, die verordeninge, die stem van Jahwe die Almagtige, sy afsprake, dit wat heilig is, dit wat rein is, dit wat eerbaar, dit wat lieflik, dit wat loflik is. En wanneer jy dit doen, dan leer jy jou kinders in die tug en die vermaning van die woord. Met ander woorde, jy leer jou kinders die fondasie van die woord. En dis in die Torah. Leer hulle, Jahwe die Almagtige, om hom te vrees. En ek sien dit nie vandag nie. Ek sien dit nie by ouers nie, en ek sien dit nie by kinders nie. Leer jou kinders om Jahwe die Almagtige te vrees, om in al sy insettinge en al sy gebooie te onderhou, sorgvuldig. En dan sal al die seëninge op jou kinders wees, geseënde seuns, geseënde dogters, Deuteronomium 28, vanaf vers 1 tot en met vers 14. Vanaf vers 15, wanneer jy dit nie gehoorsaam nie, is daar vloeke. Gaan leer jou kind om die seëninge van Vader te ervaar, dat dit goed gaan met jou, in die land wat Jahwe jou Elohim aan jou gegee het, en 'n belofte gemaak het aan ons vaders, dat jou kinders daarin sal wandel. Leer jou kind en jou kindskind, dat hulle geseën sal wees, om dit te doen wat Vader behaag. Leer jou kind om dit te onderhou, en sorgvuldig toe te pas. Dan sal dit goed gaan met hulle, en hulle sal vermenigvuldig voor die aangesig van die lewende God, halleluja, sodat hulle kan woon in die land wat oorloop van melk en honing. Dis 'n geseënde seun, dis 'n geseënde dogter. Help nie net ons bid vir hulle nie, Abba, seën my seuns, seën my dogters, maar ons leef soos 'n klomp hooligans. Ons kinders maak en doen net wat hulle wil, daar's geen reëls nie. Hoe op aarde kan jy vir daai kind bid? Abba, seën my seun, seën my dogter, as jy nie eens in lyn is met sy woord nie. Hoe op aarde kan ons dit doen? Sodat jy kan woon in die land wat oorloop van melk en honing. As jy 'n geseënde seun en 'n dogter kweek, verander jy 'n generasie. Breek vandag daai vloek op jou kinders se generasie. Breek dit vandag. En daarom sê die woord, jy moet Jahwe die Almagtige, jou Elohim, lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. Leer dit vir jou kind, maak jou afhanklik van Jahwe, dat jou kinders dit kan sien, sodat hulle kan sê, wow, ek wil soos my pappa wees, ek wil soos my mamma wees. Gehoorsaam aan my hemelse Vader. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek, as jy by die huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy gaan opstaan. Leer jou kinders dit. Gaan lees asseblief Deuteronomium hoofstuk 6 vers 2 tot 7. Op skoolvlak is daar 'n vak met die naam van wiskunde. As daar 'n wiskundige probleem is, het sy daar's 'n algebra probleem in terme van wiskunde, dan moet jy 'n proses volg om tot die antwoord te kom. Nou hoe hulle werk in terme van die vraestelle, jou proses van die som om die antwoord te kry jy punte vir jou proses. As jy die verkeerde proses volg, kry jy nie die punte nie. So die finale antwoord is kom ons sê die finale antwoord is dalk miskien verkeerd, maar jy gaan dalk hier en daar 'n punt kry in terme van die proses. So is belangrik om die wiskundige proses te verstaan en nie net by die antwoord uit te kom nie. So as jy net die antwoord gee in wiskunde, maar jy leer nie ons kinders die proses van wiskundige probleme nie, gaan hulle dit nooit verstaan nie, dan help die antwoord hulle eintlik niks nie. Jy moet hulle die proses leer. Nou om 'n geseënde seun en 'n geseënde dogter te kweek, moet jy hulle die proses leer. En die proses is protokol. Vader se instruksies, sy gebooie, gaan bepaal wat is rein en onrein. Gaan leer jou kinders dat Vader se Shabbatte is heilig. Dis die proses. Wat is die resultaat? Dat dit met hulle goed sal gaan in die land wat Jahwe ons Elohim vir hulle sal gee, en dat hulle lang lewe sal geniet voor sy aangesig. Dis die antwoord. Maar die proses is gehoorsaamheid en toegewydheid aan sy woord. Die woord toegewyd is waar ons groei in geloofswandel. Sit gou met jou kinders, sê vir hulle, oukies, kyk gou vir my. Ek wil 'n goue vraag vra. Wat is die
kriteria? Watse kriteria, watse proses gaan jy volg om jou vriende te kies? Vra jou kinders. Dalk is dit miskien 'n goeie vraag vir jou vandag. Voor ek by jou kinders uitkom, kom eers by jou uit. Wat is jou kriteria? Wat is jou protokol? Wat is jou kenmerkende eienskappe as jy 'n vriend of 'n vriendin kies? Nommer 2. Wat is die studiemetodes wat jy nou sal gebruik, wat jou later sal help in jou lewe? Wat is daai studiemetodes wat jy nou sal gebruik? Met ander woorde, die proses van wiskunde. Om toe te laat dat die Gees van die lewende God my lei deur die protokol. Wat is die primêre funksie van die Heilige Gees? Nommer 1. Om my te leer en my te herinner om alles te doen wat Vader Jahwe behaag in terme van sy gebooie, instruksies en verordeninge. Dis die primêre funksie. Vra jou kind die derde vraag. Dink jy dat die keuses wat jy nou maak, jou sal affekteer as 'n volwassene? Onthou die kindfase van 0 tot en met 12, van 13 tot en met 19 is jou tienerfase en jou volwasse stadium is van 20 plus. So wat is die keuses wat jy nou wil maak wat jou sal affekteer as 'n volwassene na die ouderdom van 20? Praat met jou kinders. Praat met hulle. So wat is my aandeel as ouer en wat is jou aandeel as kind? Papa en mamma, ek volg julle as 'n afdruksel van Jahwe, ons Elohim, en ons as kinders sal resorteer onder julle gesag. Om verantwoordelikheid op te neem en my besluite en my keuses uit te voer, van nou af, om 'n generasie te bou wat geseënd is, geseënde seuns, geseënde dogters, sodat Vader se naam verheerlik sal word. En dit skep vertroue by kinders, dit skep sekuriteit by kinders, dit bring kinders in 'n rigting van wat hulle kan wandel in die protokol om die eindresultaat van die wiskundige som te kan bereik. Met ander woorde, dat dit met jou sal goed gaan in die land wat Jahwe ons gee. Kinders word opgevoed, hoor mooi, kinders word opgevoed. Kinders is van 0 tot en met 12. Kinders word opgevoed. Tieners word geleer. En na 20 tree vertroue in. Kom ek herhaal dit weer. Kinders word opgevoed van 0 tot en met 12. Hulle moet opgevoed word. Wie voed hulle op? Ons moet hulle opvoed. As ouers en as oupas en oumas moet daai kinders opgevoed word. Hoe oud is hulle? 0 tot en met 12. Tieners word geleer. Ouderdom 13 tot en met 19. Ouderdom 20 tree daai vertroue in oor wat jy hulle geleer het tussen 0 en 12 en 13 en 19. Dan tree vertroue in. En wanneer vertroue intree, hoor hierdie woord. Eksodus 30 vers 14. Elkeen wat oorgaan na die geteldes van 20 jaar en daarbo, moet die offergawe in Jahwe die Almagtige gee. Dit beteken, vanaf die ouderdom 20 en hoër is jy 'n volwassene. Numeri 1 vers 3. Van 20 jaar oud en daarbo, almal wat op kommando moet uittrek in Israel, die moet julle tel volgens die leerafdelings. So volgens die Bybel is 'n volwassene van die ouderdom van 20. Met ander woorde, om 'n sterk generasie te kweek, begin jy met die ouderdom van 0 tot en met 19 jaar. Van 20 jaar is daar vertroue. 'n Generasieverandering om sterk geseënde dogters en seuns te kweek is nommer 1 om Elohim te vrees, om gehoorsaam te wees aan hom, soos wat jy verwag, jou kinders moet gehoorsaam wees aan jou. En dis presies wat meester Yeshua beleef en ervaar het. Hy het mens geword, hy's Elohim wat mens geword het en hy het onder ons kom woon. Hy het ons kom leer wat dit is om Jahwe die Almagtige in die gees te aanbid. En hoor wat sê die woord in Lukas 2 vers 40. Hy sê, en die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid. Dis vandag my gebed vir jou. Dis vandag my gebed vir jou. As jy vandag ingeskakel is, en jy het miskien jou kind of jou kleinkind by jou, vat gou hande. Vat gou hande, so. Vat gou hande. Ek wil julle gou seën. Ek seën vandag elke seun en elke dogter wat ingeskakel is.
Mamma en pappa, julle wat ingeskakel is, wat nou julle kind se hand vashou, dat julle kinders 0 tot en met 12, van 13 tot en met 19, ek seën julle vandag met hierdie woord, dat julle kinders, julle tieners sal opgroei, sterk sal word, geseënd sal word, in die gees, in sy ruach, en vol van die wysheid. En daarom, die genade van Elohim is dan nou op hulle, in die naam van Meester Yeshua. Halleluja. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Abba, dankie vir hierdie Shabbat. Abba, dankie vir die woord. Dankie vir seuns en dogters. Dankie vir 'n geskenk uit die hemel uit, om seuns en dogters te kan hê. Vir kleinkinders. Abba, dankie. Dankie dat U ons vandag kom leer wat dit is om U te dien, ook in die opvoedingstaak, as ouers en as oupas en oumas. Dat ons kinders sal opgroei en sal sterk word, vol van die gees, vol van wysheid. Want U is met ons, sodat U genade op hulle kan wees, dan sal dit met hulle goed gaan, in die land wat Yahweh ons Elohim vir hulle voorberei. Abba, ek bid nou in die naam van Meester Yeshua, dat die mense wat vandag ingeskakel is, dat hulle atmosfeer veranderaar sal wees. As hulle instap by 'n plek, Vader, dat daar 'n verandering sal wees van atmosfeer. As dit onheilig was, nou heilig. As dit onplesierig was, nou plesierig. En dat U heilige naam verheerlik sal word in deur alles. Ek bid vandag, Vader, dat U woord wat vandag uitgegaan het, mense se harte sal transformeer, en dat ons in lyn sal kom met U karakter, ook in die opvoeding van ons seuns en dogters, dat hulle geseënd sal wees, geseënde jongmanne, geseënde jongvroue, vol van wysheid, vol van die gees, in 'n rigting wat U wil hê hulle moet gaan. Vader, dat die ruach sal kom, en hulle sal rug instig, om U te behaag in elke area van hulle lewens. Leer ons asseblief, om te wandel in die spore van geregtigheid, sodat U heilige naam daardeur verheerlik sal word. Abba, dis my gebed, is my roepe vandag, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was vandag by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Kan ek jou seën vanoggend? Ek wil jou seën ooreenkomstig die woord in die boek van Numeri, hoofstuk 6 vers 24. Mag die aangesig, hoor mooi, die aangesig van die lewende God oor jou verhef word, en jou die vrede sal gee wat hierdie wêreld jou nie kan gee nie. Hy onvrede wat jy nou beleef en ervaar, dat dit omgeskakel sal word in vrede. Dat sy aangesig oor jou sal skyn en aan jou geduld sal gee, genadig sal wees, dat hy met jou sal wees, dat hy jou sal lei in die spore van geregtigheid. En die woord sê, wanneer ons jou so seën, sal hy afkom, Yahweh die Almagtige, sal hy afkom, en hy sal jou so seën, dat waar jy sal wees, dat hy met jou sal wees. Halleluja. En mag die vrede van Skepper God met elkeen wees, op hierdie pragtige Shabbat. My naam is Frik Weideman, dit was vandag vir my voorreg, om jou te kon bedien met hierdie woord, en mag jy ervaar, die inspraak van sy ruach op jou lewe. Van my kant, Frik Weideman, Shabbat Shalom.